Goeiedag en baie welkom by ons aanlyn diens. Vandag wil ek met jou praat oor die konsep van wag. Nou wag kan partykeer jou laat opgewonde raak en partykeer dalk jou laat bekommerd wees. Ek kan onthou as kind, as jou ma vir jou gesê het, gaan wag in die kamer totdat jou pa by die huis is. Dan is jy baie bekommerd, want jy weet, jy het 'n fout gemaak, jy was stout gewees, en daar's nou moeilikheid op pad. Maar wag kan ook iets wees waaroor ons opgewonde raak. Ons het gedurende hierdie Paastyd het ons oor Palm Sondag gepraat, die mense wat in voorbereiding en afwagting was vir die Messias wat sou inkom in Jerusalem in. 'n Verwagting dat die redder sou kom. Maar wanneer ek kyk na Galasiërs en ek lees oor die gawes van die Gees en dit wat die Here vir ons gee, is een van die goed waarmee ek in my eie lewe dalk mee sukkel, is ongeduld, en ek hou nie daarvan om te wag nie. Miskien as jy by 'n winkelsentrum inry, jy's haastig om iets te koop, en jy moet wag vir 'n parkering, en iemand vat lank om uit 'n parkering uit te trek. Wat gebeur in jou binneste? Daar in Handelinge kom, kort voor Jesus wegvaar hemel toe, sê hy vir die disippels om te wag. In Handelinge 1 vers 4 tot 5 sê hy, en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Nou Galasiërs 5:22 waar hy sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Miskien is daar van hierdie wat jy beter onder die knie het, maar as van hulle wat ek dink ons almal 'n uitdaging het, en dit is geduld. En dit sien ons reg deur die Bybel ook. En hierdie vrug, vertrou ek dat dit saam met jou en my in ons lewens, dat ons sal leer om met mekaar geduldig te wees, maar ook geduldig God se plan met my lewe, God se plan met jou lewe. Ons lewe in 'n kitswêreld waar ons wil hê goed moet vinnig gebeur, ons is ongeduldig, ons raak opgewonde oor iets, en ons neem swak besluite. So, die Engelse sê, patience is a virtue. Die eerste punt wat ek wil maak vandag, wil ek vir jou sê, om te kan wag, bou uithou vermoë. Om uithou vermoë te hê is 'n goeie ding. In ons geloof, in Kolossense 1 vers 11, in die Afrikaans, die 53 vertaling sê, en met alle krag bekragtig word, volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. Hy praat hier, ek gaan met krag bekragtig word, wanneer ek lydsaam is, wanneer ek lankmoedig is, wanneer ek geduld het, wanneer ek bereid is om te wag, maak dit my sterk. Dis die voordeel wat dit vir ons inhou. God berei vir Dawid voor, vir sy koningskap. Hy word gesalf as koning, maar hy word nie dadelik die koning van die Jode en die koning van die Israeliete nie. Hy wag ongeveer 14 jaar, moet Dawid wag, voordat God se woord in vervulling kom. Kan ek en jy 14 jaar wag? Kan ek en jy geduldig wees, of wil ek en jy inspring en van ons eie kant af energie insit om 'n ding te maak gebeur? Koning Dawid kon vir Saul doodgemaak het. Hy kon die koning doodgemaak het voortydig, voordat God se plan in vervulling gekom het. Wat doen ek en jy? Ons wil partykeer, ons is oorhaastig met God se plan. Maar Dawid wag vir die regte tyd, vir God om te doen wat hy gesê het. Ek plaas my hoop in God se wysheid. Ek plaas my hoop in God se krag, in God se perfekte tyd. Die tweede ding wat gebeur, is dat dit beskerm my van gevare en afgoderry. Wat bedoel ek hierby? God beskerm ons dalk wanneer ons wag teen iets wat in die toekoms lê, in die nabye toekoms lê, en omdat ek wag, is ek beskerm teen hierdie gevare. Nou God beloof vir Abraham en Sara hier, dat hulle 'n groot nageslag sal hê. Hulle is al reeds oud op daardie ouderdom, en op 'n kol word sy raak ongeduldig en sê, Abraham, jy kan my diensmaagd vat,
Jy kan vir Hagar vat. Jy kan by haar 'n kind kry, sodat hierdie plan in vervulling kan kom. Ons ken die verhaal, die pyn waardeur Hagar gaan, die pyn waardeur Sarai gaan, die pyn waardeur Abraham gaan omdat hulle nie bereid was om te wag op God se perfekte tyd nie. Ja, God het die belofte gegee. Hy het dalk nie gesê presies in watter tyd nie. En eers 'n hele paar jaar daarna word die seun wat God beplan het, word Isak gebore. Ongeveer 14 jaar daarna. Na Ismael word hy gebore. Ons sit vandag nog met die pyn van daai swak besluit om oorhaastig te wees. En in Genesis 16, hoor wat sê, Genesis 16 vers 12, en hy, dis hierdie kind Ismael, sal 'n wilde esel van 'n mens wees, sy hand teen almal, en almal se hand teen hom, en hy sal teenoor al sy broers woon. Hy gaan teen sy nageslag van sy broer, daar gaan altyd 'n geveg en 'n ingeveg gebeur daar. Hoekom? Omdat Abraham en Sarai nou nie wou wag op God se perfekte tyd nie. Wanneer ek sê God beskerm jou teen hierdie gevare, dan sê ek ook God beskerm jou teen afgoderry. Hoekom sê ek dit? Moses gaan teen die berg op. God sê, ek gaan my wet vir jou gee. Hy gaan op teen die berg en hy's weg vir 40 dae. En die mense kan nie net vir 40 dae wag nie. Wat doen hulle? Hulle vat al hulle juwele, gooi dit bymekaar en maak 'n afgodsbeeld. En hulle aanbid hierdie afgodsbeeld. Moses kom af en hy breek hierdie tablette waarop die 10 gebooie was. Wanneer ek en jy ongeduldig raak, word ons aandag afgetrek van God af, omdat ons nie wag op sy perfekte tyd nie. En ons begin afgode te dien, dalk jou werk, dalk selfs jou geld wat jy het, jou rykdom wat jy het. Dan sê God, wees baie versigtig. Wag op die Here. Wanneer God sê wag, wees bereid om jou vertroue in hom te plaas. Die derde ding wat wag vir jou en my doen. Dit gee ons tyd om te rus. Daar's baie ander voordele van wag, maar hierdie 3 wil ek op fokus. Dit gee jou tyd om te rus, en wanneer jy rus, word ek en jy sterk. Wanneer ons tyd eenkant vat saam met God, dan bou dit ons geloof op. Dit maak ons sterk, en daarom is dit goed dat jy 'n sekere hoeveelheid ure se slaap in kry elke dag, want dit is goed vir jou liggaam. Net in dieselfde manier moet ek en jy leer om geestelik ook te wag, sodat God ons kan bekragtig. In Lukas 5 vers 16 lees ons, wat doen Jesus? Maar hy het hom in verlate plekke teruggetrek en gebid. So om te wag beteken nie ek's passief nie. Om te wag beteken ek maak my gees oop en ek hoor wat God vir my sê. Ek raak betrokke met God se plan wat hy het vir my, my familie, die gemeenskap waar ek myself bevind. En dan kom een van die mooiste skrifte waar soveel liede al geskryf is in die kerk. Jesaja 40 vers 31. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Dit maak nie altyd sin vir jou om te stop en te begin wag op die Here nie. By jou werksplek moet jy dalk net vir 1 minuut of 2 leer voordat ek 'n belangrike besluit neem. Ek gaan op die Here wag. Ek gaan die woord studeer. Ek gaan met God praat. Miskien is dit belangrik dat jy elke oggend, wanneer jy wakker word, eers tyd maak om te wag op die Here. Wat wil God vandag vir my en vir jou sê? Partykeer moet ons wag 10 jaar, 14 jaar. Ons is ongeduldig. Ons raak al na 'n dag moeg. Ons druk 'n saad in die grond en hoop daar's môre al vrugte wat gepluk kan word. Dis nie hoe dit werk nie. Geduld en om te wag hou groot voordeel vir my en jou in. En ek lees weer Handelinge 1 vers 4. En toe hy nog saam met hulle was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader. Nie lank van hier af nie, gaan ek en jy dan ook Pinkster vier. Die uitstorting van die Heilige Gees mag dieselfde afwagting en opgewondenheid in jou wees. Dieselfde afwagting wil ek hê moet by jou wees. As wat in die mense was op Palmsondag toe hulle wag vir hulle Messias om in te kom. Die voorbereiding wat hulle getref het. Nou het ek ook 'n opgewondenheid in my hart. Ek wag op hierdie belofte.
Dan het ek ook 'n opgewondenheid. Ek wag vir God se koms om my en jou weer te kom haal. Ek sluit af met hierdie versie, Psalm 27 vers 14. Wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Deur te wag op hom plaas ek my vertroue in sy goedheid, in sy krag, in sy tydsberekening en sy alwetendheid. Kom ek en jy plaas ons volle vertroue op God. Kom ons wag op hom. Dankie Here dat U ons help om geduldig te wees met onsself, die mense om ons, maar meer as dit, U plan vir ons. Ons wil leer om te wag. Maar ons wag in opgewondenheid om te sien wat U gaan doen by ons werkplekke, in ons familielewens, in ons huwelike, in ons stad en in ons provinsie. Ek sal op U alleen wag, my vertroue is in U. Dankie Here. Amen.